Torah porsie 23. Pikudei. Inventaris van Exodus of Shemot 38 vers 21 tot 40 vers 38. Shemot hoofstuk 38. Inventaris is geneem op Moshe se bevel van alles vir die bou van die tabernakel. Al die goud as offer aangebied het geweeg amper 1 ton. Die silwer van die getelde manne was net so oor 3 ton. Die silwer in talent was 100, vir die tent se 100 voetstukke afgesonderd. En in sikkels was dit nog 1775, vir die hakke, toppe en ringe wat die pilare verstewig. Net so oor die 2 ton koper is opgeneem, vir die altaar, penne en voetstukke om die ingange te ondersteun. Shemot hoofstuk 39. Aaron se hoëpriesterklere was 'n kunstige werk. Die stene op sy skouers dien as 'n herinneringsmerk. 12 stene, uniek vir elke stam op die borstas, met goue ringe en blou tou is aan die skouerkleed vas. 'n klokkie en 'n granaat, al om die beurt, is vasgewerk aan die soem van die bookleed. Afgesonder tot Jotaiwawe is geskryf op 'n goue plaat en met blou tou aan die tulband van die hoëpriester vasgemaak. Ook wit linne klede vir sy seuns en vir Aaron, waarin hulle moes bedien wanneer hulle by die tent kom. Hulle het die tent na Moshe gebring en alles wat daarby hoort, hakkies, pale, pilare en voetstukke volgens hul soort. Elke gordyn en dekkleed, soos voorgeskryf souwaar, ook die ark, tafel, lampstander en goue altaar. Die koperaltaar en alles wat dit moes hê. Alles vir die voorhof, soos deur Adonai voorgesê. Moshe het alles inspekteer. Dit was soos Adonai het beveel. Daarna het hy hulle geseën. Shemot hoofstuk 40. Adonai het Moshe ingelig. Hy moet die tabernakel oprig. Op die eerste dag van die eerste maand moet hy dit maak staan. Met die salfolie moet hy die tent en alles daarin salf, ook die altaar en waskom, so sonder hy dit af. Aaron en seuns moet hy salf na hy hul was en beklee. Hul salwing sal vir hul 'n ewige priesterskap wees. En Moshe het al hierdie take vervul, en die teenwoordigheid het die tent gevul. Hulle het gekamp solank die wolk op die tabernakel rus, maar hulle het getrek sodra die wolk oplig.